Ja, Papa God, wanneer ons so uit ons harte uitsing, wanneer ons sê Jesus have it all, Yeshua have it all, sonder dat ons besef we are making vows. Ons gee vir U, maar ons vat so maklik terug. Ons sê so maklik, Here, vat alles. Hier is ek, Henane, ek sal U volg, ek sal U dien, tot die eerste storm kom. Voor U kom buig ons koning Yeshua. Ons is jammer. U het ons duur prys betaal. En my, die oomblik wanneer ons sê, hier is, you can have it all, besef ons regtig wat ons sê? Die oomblik as ons sê, hierdie is U se Abba, dan word dit heilig. Dan kan ons nie meer doen met hierdie liggaam wat ons wil nie, want hy is dan duur gekoop. Dan word ons diensknegte, slawe, doilos. En daarom wil ons vra asseblief, Abba, kom raak hierdie mond aan, ons kan so maklik dinge sê, ons kan so maklik beloftes maak aan U soos Petrus en sê, ek sal U nooit verloon nie. Ek sal U nooit verloon nie. En as hy 'n hand kraai, dan, nee, ek ken hom glad nie. Vergewe ons asseblief. Ek wil vra, soos wat ek gaan bid, of almal nie net wil gaan sit. Want Abba het net hierdie op my hart gesit. Kom ons gaan sit net so op hier. Ons bly so in gebed. Abba Vader se woord sê in Jakobus 5. Abba Vader se woord sê in Jakobus 5 vers 14. Wanneer daar iemand by julle is wat siek is, dan moet hy die ouderlinge van die gemeente roep om na hom toe te kom. Ek wil vra dat die ouderlinge net saam met my sal kyk. As jy vandag siek voel, as jy hartverskeurend voel, as jy voel die lewe is te erg, die woord sê, dan moet jy na die ouderlinge uitroep. Ek wil vir jou vra, as daar enige iemand is wat vandag hier siek voel, sy hart seer, iemand wat voel hy gaan deur 'n moeilike tyd en hy het net 'n Abba se krag nodig. Hy het net daai aanraking van Yeshua nodig. Ek jou vra, steek net jou hand op. 'n Ouderling sal daar aan jou kom raak. Dankie, Vader. Ja, Vader, ons wil 'n liggaam wees wat aktief is en wat doen wat die woord sê. Ons wil die woord leef, ons wil dit nie net leer as kopkennis nie. Ons wil oorgaan in aksie. Die woord sê, daar waar iemand siek voel, daar waar iemand gebroken is, daar waar iemand is, steek jou hand op, die ouderlinge roep uit. Die ouderlinge sal vir jou kom bid. Dankie, Vader. Deur Yeshua se wonde bid ek nou vir volle genesing. Deur Yeshua se wonde verklaar ons jou liggaam as die tabernakel van Yotevavai, heiligdom, sy heiligdom. En Yeshua roep ons as 'n liggaam om aktief te wees en daarom die hande wat aan jou raak is Yeshua en hy het dit bestem vandag om sy hande op jou te sit. Vader, ons bid daar waar die vyand aanval, daar waar die vyand seer maak, daar waar die vyand, ons weet is die werk van die vyand. En soms gebruik hy ons, soms is ons die toerusting in sy hande. En ons wil graag vra asseblief, Abba, vergewe ons daarvoor. Nee, ons wil U hande en U voete wees. Ek bid nou, Vader, dat healing sal vloei uit die troonkamer. Vader, ons wil vanoggend elke een wat nie hier is, wil ons welkom hier in 'n geestelike familie. Dankie dat U hulle hiernatoe gebring het, soos wat U vir Petrus en Cornelius bymekaar gebring het. Bid ek vandag, Vader, dat die ontvanger van die boodskap en die boodskap wat U wil gee, dat daai bymekaar sal kom en dat U lewende woord
sal spreek, Vader, dat ketting sal breek in Yeshua se naam. In Yeshua se naam. Ja, Vader, ons dien 'n lewende God. En baie kere bestudeer ons die woord en ons bestudeer dit en ons het al hierdie kopkennis, maar ons gaan nooit oor in aksie nie. Ons weet, die woord sê, ons het nodig om mekaar te vermaan, maar daarvoor is ons te bang. Ons weet, die woord sê, ons het nodig om mekaar te stig, te troos en te bemoedig. Maar ons is so selfgesentreerd. Empty us of us. Maak ons leeg asseblief, Vader. Maak ons leeg. En Vader, ek sien net hierdie prentjie van hierdie asdrom wat so onderste bo gegooi word en hoe hy so uitgeskit word. En ek vra vir U, Abba, kom draai my lewe so om en kom skit my, maak my leeg. Leeg van my opinies, leeg van my eie ek. En soos Johannes die Doper wil ek net verkondig dat my Messias is op pad. Bekeer julle. Draai terug na Abba se weë toe. Ons koning is op pad. Dankie Vader vir U, kom kniel ons Yeshua. Vir U alleen kom kniel ons, U is die koning van my hart. Ek wil U aanbid in waarheid en in gees, en dis waarom ons op pad is met hierdie Shavuot, want eers het U die waarheid, die woord gegee, en toe die gees, en ons wil U leer aanbid in waarheid en in gees. Geen meer valsheid nie, geen iets soos wat die vyand kom om ons te mislei. Vader, ons wil vra asseblief, ons pleit by U, net U waarheid, net U woord. Net U woord. Dankie, Vader. Papa, your presence is home to us. Hy is 'n lewende God. En ek weet, dalk was jy te bang om jou hand op te steek, as Abba sê, I know. Dalk was jy skaam om te verklaar, jy sit met 'n seer of 'n pyn. Maar Abba sê, my kind, ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou met my hele hart. Ek het jou so lief, ek het my seun gestuur. Dankie, Abba. Ons loof en ons prys U. Bid nou dat U hierdie mond sal aanraak met 'n vuurkoel in elke woord, net uit die troonkamer. Come have your way in this place. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Yotevavai. Amen. Amen. Baie dankie. Volgens 'n tema wat Abba op my hart gesit het om te deel. En ek het regtig gebid van daar's 'n paar gedeeltes en ek sê Vader, maar waar wil U hê moet ons gaan, want ons eindig met die boek Levitikus. Ons skuif nou na die boek wat alle rekenmeesters, almal wat van somme hou, baie van hierdie boek hou. Ons skuif na Numbers toe. Na Nommers, as jy van Nommers hou, ons skuif na Numbers toe. Ek is een van my gunsteling boeke in die Bybel, is Numeri. Maar vir die wat my ken weet, ek hou van Nommers. Volgens 'n boodskap wat Vader op my hart gesit het, hardloop met 'n doel, hardloop jy nog met doel, want onthou, jy eindig met 'n beloning. En die gedeeltes wat ons saam bestudeer hierdie week is in Parasha 32, Behar, wat beteken op die berg, en dan Parasha 33, Bechukotai, volgens my insettinge. En soos die jaar, meeste van die jare, lees ons Behar saam met die gedeelte Parasha Bechukotai. En dit is waar ons klaarmaak met die boek Levitikus. So die gedeeltes wat ons saam bestudeer hierdie week is van Levitikus 25 vers 1 tot aan die einde. En dan in die Haftara, Jesaja 32 vers 6 tot 27. En daar's nog 'n gedeelte en dan ook in die Bridesha, julle kan maar net op die inligting wat donderdagoggend uitgestuur is net kyk, maar vanoggend gaan ons stil staan by 1 Petrus 1 vers 13 tot 15. Maar in hierdie week se gedeelte, as jy hierdie gedeelte so bestudeer, dan sien jy hierdie oproep van Abba Vader om in verbond saam met hom te wandel. Dis 'n oproep van Abba om in verbond saam met hom te wandel. Om
is 'n oproep om gewers te wees en nie net nemers nie. Die oproep van ons koning om sy koninkryks kabinetslede, sy studente te wees, om 'n wêreld te dien. Nie om heeltyd net self gedien te wil word nie. En daarom het Vader dit baie op my hart gesit dat ons werklik gaan fokus in die volgende tyd hoe om 'n disipel te wees van Yeshua, om 'n student te wees van hom, maar ook om die opdrag wat hy vir ons gegee het, gaan maak disipels op te vat. En ernstig oor te gaan in aksie. Om in verbond te wandel saam met die skepper van die heelal, gaan dis nie net of selfs primêr oor die ontvang van seëninge nie. Nee, dit gaan hoofsaaklik daaroor om 'n seën te wees ook, om 'n kanaal te wees van Vader se seën. En ons weet Yeshua was 40 dae op aarde nadat hy uit die dode uit opgestaan het. En Handelinge 1 vers 3 sê Yeshua het gedurende hierdie 40 dae aan hulle verskyn en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek. En daarom is dit ook in hierdie tyd waar ons praat oor die koninkryk van God en hoe hy ons roep om diensbaar te wees in sy koninkryk. En almal weet baie goed die in die liggaam, om belangrik te wees in sy koninkryk moet ons diensbaar wees. Doilos. Ons weet in 'n koninkryk kies die koning sy kabinetslede, sy burgers ook. En Yeshua het my en jou gekies, hy het ons kom reclaim as 'n heilige priesterdom in sy koninkryk. En die koning kies ons om sy wil uit te voer. Die kabinet se plig is om die koning se begeertes te neem, te harte te neem en uit te voer, soos wat die koning dit wil hê. En is dit Yeshua, ons koning se hart, kan ek jou vra, is dit sy wil om hande op ander te lê? Is dit sy wil? Verseker. Hy is besorgd oor sy kinders. 'n Koninkrykskabinet stel homself beskikbaar vir die koninkryk van Yeshua. En as ons aansienlik meer aan hierdie wêreld gee as wat ons in sy koninkryk gee, wandel ons eenvoudig net soos dit, en is harde woorde vir sommige mense, maar dan wandel ons in die plan van die koning nie, want sy skepingsdoel is baie groter as my eie koninkrykie wat ek en jy op aarde bou. Maar so kom ons aan die boek van Levitikus en aan die einde, en hier vind ons Abba Vader se finale instruksies aan sy kinders voordat hulle op die reis na die beloofde land vertrek. Met ander woorde, are you ready to go? Is jy reg om te wandel? Want ons gaan nou, dit wat Abba vir ons alles by Berg Sinai geleer het, kom nou prakties, dit moet oorgaan in aksie. En elke woord uit die laaste parasha kom nog steeds regstreeks van Abba Vader af. Moses was maar net die instrument wat dit vasgepen het, maar dit is Abba Vader wat praat. En amper asof hy soos 'n aardse vader wat sy kind afsien op die vooraand van sy onafhanklikheid nog 'n paar laaste opdragte gee op sy reis. In die week het ek hom Gerard gehoor bid, hoe hy nie weer kan wag nie, want hy moes afsien van sy seun wat weggetrek het, en hoe hy nie weer kan wag om sy seun weer te sien nie, en toe slat dit my. Want binnekort moet ek vir my eie seun sê wat Amerika toe gaan. Ek weet nie wanneer gaan ons hom weer sien nie, sal weer, maar dis moeilik as jy vir so lank van kykie af tyd saam spandeer, en so het Abba met ons soveel meer bemoeienis, soveel meer liefde. Dis vir hom moeilik as ek en jy, wanneer ons wegbeweeg van hom, en hy wil graag hê ons moet saam met hom stap, en hy is 'n God wat alomteenwoordig is. So Abba Vader gee vir ons 'n paar opdragte op hierdie reis na die beloofde land, na die droom wat hy nog altyd vir ons het, want hy is besorgd oor ons. Hy is besorgd oor ons. En dit is amper asof ons kan hoor hoe Abba Vader sê, onthou my kind, wanneer jy daar kom, wanneer jy in die beloofde land kom, sal jy vind daar sekere dinge wat ek insetting wat ek vir jou gegee het, wat nog steeds geld. Reëls wat vir jou voorspoed sal bring as jy vashou daarin, en wat sal sorg dat jy die toekoms sal ingaan, want die vyand gaan kom om jou mismoedig te maak, die vyand gaan kom om jou seer te maak, maar as jy vashou in my woord, dan sal jy wel geluksalig wees in alles wat jy doen.
Op hierdie stadium in die kinders van Israel se geskiedenis het hulle die instruksies ontvang om afgesonder te wees. Abba Vader het gesê, hoorie, julle gaan tussen al die volke woon, julle gaan tussen al die mense woon, maar lewe afgesonder, lewe met 'n doel. Ek roep julle om 'n lig te wees in 'n donker, donker wêreld. En nou is hulle op pad na hierdie beloofde land om hierdie lewensroeping te gaan vervul. So die heel laaste parasha of gedeelte uit die boek Levitikus, Begukutai, word beteken volgens my bepalings of volgens my insetting wil ek hê jy moet my wandel my kind. So die openingswoorde van hierdie parasha lees soos volg, maar ek gaan dit vir jou direk uit die oorspronklike Hebreë taal vertaal en ek gaan nou nie elke woord ontleed soos wat ons doen nie want dit gaan te lank vat, maar hierso is wat Abba Vader sê, terwyl of wanneer jy in my mitzvots, my bepalings of my riglyne vir jou lewe wandel en dit uitvoer, sal ek jou reën op die regte tyd gee, sodat die aarde sy vrug kan voortbring en die bome hulle vrugte. Met hierdie laaste woorde uit parasha, uit Levitikus, beloof Abba Vader seëninge en belonings as jy Abba Vader se woord Shema, Heer, listen en obey. Maar ook vloeke as jy Abba Vader se instruksies in sy woord nie Shema nie. Dis nie vloeke wat Abba Vader oor jou gaan bring nie, dis omdat jy wegstap van Abba af. Dis selftoedienend. Jy stap weg van hom af en ek sê net vir jou, as jy wegstap van my af en jy stap nie saam met my en jy gehoorsaam my nie, dan gaan dit op jou reën, hoor. Jy gaan seer kry, vloeke. So wanneer ek en jy dis besluit neem om ons lewens aan Abba Vader toe te vertrou, dan onderneem ons om hom te vervolg in aksie en in daad. Wanneer ek sê, Abba, I give you my all, dan is dit nie net lippetaal nie. Ek sê dit, I give you my all, dan is dit 'n daad. En dit is waartoe ons roep in sy huwelikskontrak, sy ketubah, wat hy vir ons by Berg Sinai gegee het, om sodoende die hele aarde te gaan demonstreer wat dit beteken om 'n Shema leefstyl te leef, om 'n Heer, listen en obey leefstyl te leef en om in verbond saam met hom te leef. Hoor gou, wat is die verskil tussen om Abba Vader se verorderinge te wandel, om in sy verorderinge te wandel? Dis nommer 1. Sy gebooie te onderhou en om sy opdragte uit te voer. Wat is die verskil tussen die drie? Kan ek herhaal? Om in Abba Vader se verorderinge te wandel, sy gebooie te onderhou en om sy opdragte uit te voer. Om in Abba Vader se verorderinge te wandel is om sy woord intens te bestudeer. Kan ek jou vra, doen jy? Is dit deel van jou lewe? Om sy instruksies te onderhou is om te leer hoe om sy instruksies, sy woord in jou lewe toe te pas. Met ander woorde, dit bly nie net by kopkennis nie. Ek gaan oor en ek begin dit te leef, soos om byvoorbeeld die Sabbat te heilig, want hy sê so. En dan om sy opdragte uit te voer is om te doen wat ook al die woord van my verwag. Met ander woorde, ons moet die Torah intens bestudeer. En daarom maak ons tyd as 'n familie saam om dit te doen. Want dit is 'n lonely road daar buite. Dis alleen. Ek het baie met mense te doen wat van ver af bly wat sê ek wens so ek kan deel wees van 'n liggaam. Dis hierso waar ons die woord kan intens bestudeer sodat ons die karakter van Abba Vader kan leer ken. En dat ons kan dit doen en dat dit in ons doen en late gesien kan word. So, hoekom bestudeer ons die woord? Hoekom bestudeer ons die woord? Hoekom kom ons bymekaar om saam vandag? Want wanneer ons die woord oopslaan, dis gees geïnspireerd deur Abba wat gees is en ek en jy wat in die gees moet wandel. So hoekom bestudeer ons die woord? Is dit net vir kopkennis? Is dit net om te sê, ja, ek ken daai. Ja, weet jy wat, kom ek vertel jou 'n bietjie meer. Of is dit om ons lewens te verander? So die vraag is, neem ons dit wat Abba Vader ons leer as die waarheid en pas ons dit dan toe in ons lewens?
Ek wil 'n voorbeeld gebruik en ek het nou nie die teksvers daar nie. Toe maar, ek maak ons sommer so vinnig oop. Levitikus 26 vers 2 sê Abba, my sabbate moet julle hou en my heiligdom ontsien. Ek wonder wat beteken dit? My sabbate moet julle onderhou. Nee, maar Abba, daar is 'n belangriker goeders in my lewe. En dan sê hy, hoekom sê hy en my heiligdom ontsien? Ons gaan kyk daarna in die week. Want Abba Vader roep ons in aksie. Dis nie net, weet julle wat ons Psalm 26 vers 2 sê, ons moet sy heiligdom ontsien en ons moet sy sabbate onderhou. Great, maar jy doen dit nie. Hoekom? Wanneer word die woord prakties in jou lewe? So die vraag is, neem ons dit wat Abba Vader ons leer as die waarheid en pas ons dit toe in ons lewens? En die kern van hierdie laaste gedeelte of parasha in Levitikus is, as julle in my insettinge wandel en my gebooie gehoorsaam, sal ek julle seën. Met ander woorde is nie net wanneer jy die kopkennis opdoen nie, maar wanneer dit oorgaan in jou aksie en jy begin dit te doen, dan sal ek jou seën. Jy sal so geseënd wees, jy sal vir ander leen en self nie hoef uit te leen nie. So kan ek jou vra, as jy geseënd? Is jy geseënd? As jy nie geseënd is nie en jy kan nie verstaan hoekom jy deur al hierdie dinge moet gaan, daar gaan beproewings wees in jou lewe, maar Abba Vader sê, as jy in my insettinge wandel en my gebooie gehoorsaam, sal ek jou seën. Dis 'n belofte. Miskien is die probleem nie by die belofte, by die een wat die belofte maak nie, maar by die een om sy woord te gehoorsaam en oor te gaan in aksie en dit te leef. Maar dan sê hy ook, maar as jy nie luister nie, volg daar oordeel. En tog is daar 'n belofte van herstel as ons bekeer. Levitikus 26 vers 40 tot 45. So in die Nuwe Testament gedeelte of in die Bridesha gedeelte, ek wil eerder sê die hernieude verbond, 1 Petrus 1 vers 13 tot 15, is soortgelyke presies dieselfde as wat in die Torah gesê word. Al twee gedeeltes gaan oor gehoorsaamheid aan Abba Vader se woord en dit sal dan 'n pad van seën wees. Beide gedeeltes beklemtoon om te lewe volgens Abba Vader se woord. Dit moet nie net 'n godsdienstige daad wees nie, maar 'n lewenswyse wat sal lei tot seën, geestelik. Al twee gedeeltes beklemtoon om heilig te wees as ons roeping. Kan ek jou vra, jou roeping, het jy gewonder wat is jou roeping? Abba sê om heilig te wees. Hoeveel keer kry ons nie, dan sê mense, maar ek weet nie wat is my roeping nie. Jou begin intree vlak is om 'n heilige priesterdom te wees. Afgesonder vir hom. As ek in die wêreld bly en die dinge van die wêreld raak nog te belangrik vir my, hoe gaan hy my gebruik? Jy het nodig om af te sonder wees, heilig te wees. So beide gedeeltes koppel gehoorsaamheid aan heiligheid. In Levitikus is 'n deel van Israel se identiteit as 'n afgesonderde volk. In 1 Petrus 1 is dit die identiteit as 'n skepsel in Yeshua, is om heilig te wees. As jy Yeshua aanvaar het, dan sal jy afsonder en heilig wees. Die roeping bly dieselfde, wees heilig want ek is heilig, sê Abba. Wat Petrus net direk aanhaal uit Levitikus uit. So wat leer ons uit Levitikus en 1 Petrus 1 uit saam? Die God van Levitikus en die God van 1 Petrus is presies dieselfde. Hy's heilig, hy's regverdig, hy's getrou en hy's genadig. Hy's nog presies dieselfde. Die oproep tot gehoorsaamheid en heilig is nog altyd daar, is universeel. Dis tydloos en 'n teken van die verbondsverhouding met Abba. Petrus roep gelowiges om tot dieselfde geestelike standaard nie as voorwaarde vir liefde nie, maar as 'n reaksie op genade wat Yeshua geopenbaar het. Dis hoekom ons heilig wil wees. So in kort, Levitikus sê Abba Vader, leef gehoorsaam want ek is julle God. En 1 Petrus sê Abba, wees heilig want ek het julle geroep om heilig te wees soos wat ek heilig is. So beide die gedeeltes sê jou lewe getuig van wie jy aanbid. Jou lewe getuig van wie jy aanbid. Leef soos iemand wat aan Abba Vader behoort. Jy sien, so rukkie terug het ek van Pretoria af na Benoni toe gery.
En dit was 'n rukkie terug, ek het nog een van daai ou GPS'e gehad in die kar. En ek het die GPS voor ek weggetrek het, het ek die GPS afgehaal daar van die windscreen af en ek het ingetik 7de laan. Benou nie. En toe ek by die adres kom, toe vind ek myself in Boksburg. En omdat ek die areas nie so goed geken het nie, het ek maar net die GPS gevolg. Ek het nooit gesien die 7de laan waarheen ek die GPS my vat, is na Boksburg toe en nie Benou nie. Vir iemand wat die omgewing goed ken, is dit wat die omgewing nie goed ken nie, is dit nie maklik om die verskil te sien of as ek nou op pad Benou nie of Boksburg toe, jy gaan nie weet nie. As jy nie die area baie goed ken nie. En dis hierso waar jy en daai stemmetjie van daai vrou luister, turn left. Sy maak ou partykeer mal. Ek het gehoor die eerste keer, hoor. Nie 10 keer vir my te sê nie. So ek ry op die pad 100% seker ek is op pad in die regte rigting, want my GPS wys dit so aan en ek luister vir 'n stem wat vir my sê draai links, draai regs en gaan. Maar as ek terugdink, was daar oral langs die pad tekens. En ek is seker daar was duidelike tekens, maar ek het nie eers ag geslaan daarop nie. Ek was so seker van myself dat ek die regte adres, die regte bestemming ingetik het, dat ek nooit verder toegelaat het vir die moontlikheid dat ek besig was om in die verkeerde rigting in te ry. Van hier af voel dit as jy hier wys, dit lê daai kant toe, as ek reg gestaan is, dis daai kant toe. Albei lê daai kant toe. Maar daar's 'n groot verskil as jy by die een adres staan en jy moet daar wees 10:00 en jy besef maar ek moes eintlik 10:00 daar gewees het. En die vraag is ons nie so in die wêreld vandag nie. Is jy seker jy's op die regte pad? So ek kan nie anders as om te dink, wat as daar so baie mense is wat nog deur die lewe toer en hulle het die GPS aangesit. Luister vir daai stemmetjie wat so nou en sit. Hulle het selfs die radio aangesit op Christelike en speel Christelike musiek. En eintlik op hulle kar het hulle Jesus vis bumper, op hulle bumper het hulle Jesus vis prentjie op. En dink hulle is op pad na die ewige lewe toe. Maar eintlik is hulle op die breë pad wat lei na groot val en geweldige pyn. Is dit nie hoekom Abba Vader roep om disippels te gaan maak nie? Maar ek is so besorgd oor myself dat waar ek gaan, dat ons nie eers die opdrag wat Yeshua vir ons gee nie, want wat as daar so baie is, wat as Abba Vader my en jou geroep het om hande te gaan oplê op ander? Is Abba Vader se woord jou alles? Is jy ook dors vir sy waarheid? En ek wil nie soos daai ryk man wees waarvan Yeshua ons vertel in Lukas 16 vers 19 tot 31 wat smag na een druppel water wat vir ewig en ewig en ewig in die hel is, nie. As ek net een druppel water kan kry. En Abba Vader wil ons dors les met sy woord. En reg deur Abba Vader se woord word gepraat van die woord van Abba Vader as die lewende water. Byvoorbeeld Psalm 105 vers 40 tot 41 sê, hulle het gebid, toe laat hy kwartels kom en hy het hulle versadig met hemelbrood. Hy het 'n rots oopgemaak en water het gevloei. Dit het geloop deur die dorplekke, 'n rivier. 'n Rots het simboliese verwysing. Het 'n simboliese verwysing ook. En 1 Korintiërs 10 vers 4 sê, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het en die rots was Yeshua. Yeshua is die rots. En die lewende water is hy, want hy is die woord. Jy sien, as gevolg van een tikfoutjie op die GPS, as gevolg van een emosionele besluit, as gevolg van net daai een oomblik nie konsentreer nie, was die verskil later massief. Alhoewel baie klein in die begin. So Abba Vader leer my, dis regtig verskriklik belangrik wat jy aan die begin van jou lewe doen en om partykeer net te stop en te sê, maar is ek nog op pad in die regte rigting? Nou so 'n paar keer wat daai GPS vir jou gejok het, dan raak jy nogal seker. So kan ek jou vra, waartoe is jy op pad?
Waartoe is jy pad? Hoe hou jy koers? Hou jy koers wat jy aanvanklik in jou lewe opgestel het? Hou jy koers? Wat is vir jou belangrik? Wat is vir jou verskriklik belangrik? Is dit jou aftrede wat jy wil behaal? Is dit om die bestuurder te word? Is dit om daai eie besigheid te hê? So groot vloot? Soveel mense wat vir jou werk? Wat is dit wat vir jou belangrik is? Wel, Petrus sê in 1 Petrus 1 vers 13, daarom omgord die lende van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Yeshua Messias. Nou 1 Petrus 1 vers 13 is 'n oproep tot geestelike waaksaamheid. Dis 'n oproep om te sê, hoorie maar, wat gaan aan daar op jou GPS? Check dit gou-gou, stop dit gou-gou vir 'n oomblik hier vandag. Abba het jou gestuur hier na Houtkrus, jy is vandag hierso. Weet daar was baie dinge wat in die pad geval het en baie ander dinge wat jy moes gedoen het en al daai goedjies, maar Abba Vader sê deur sy woord in 1 Petrus 1 vers 13 vandag vir my en jou, check dit gou op jou GPS. Wat het belangrik geword in jou lewe? Wat is belangrik? Is dit om 'n Springbok ondersteuner te wees of is dit om 'n Yeshua volger te wees? Wat is belangrik in jou lewe? Kom ons wat is belangrik in jou lewe? Is jy beseker jou bestemming is reg gelaai? Weet jy waartoe jou pad is? Maar kom ons wees regtig baie eenvoudig en breek dit oop dat Abba net vandag met ons want ek is 'n eenvoudige ou so Abba, wat sê jy regtig vir my? En Abba sê vir my, Roel, wat is jou bestemming op jou GPS? Wat is jou bestemming? En ek sê nee, Abba, hoe vra jy my nou so? Ek het 'n paar bestemmings wat ek graag wil in die lewe. Ek het hierdie bucket list. Ek het 'n klomp dingetjies wat ek graag wil bereik. En hy sê vir my, maar wat is heel bo op jou bucket list? Ek meen, as jy besluit, jy gaan oor 'n jaar Comrades hardloop, dan pas jy alles in jou lewe aan. Want dit vat my, dis 'n jaar se voorbereiding vir my. Ek weet, ek het met ouens gepraat wat sê, nee, wat hy oefen so 3 maande voor die tyd. Sê ek, okay, hoeveel Comrades het jy al gedoen? Nee, 10. Okay, so jy is gewoond aan hardloop. Hierdie ene wat so 'n bietjie oorgewig raak en lomp raak en so, vir my vat dit 'n hele jaar. 'n Hele jaar se voorbereiding om amper 90 kilos te gaan hardloop. Waar jy jou hardloop met jou tone al so heeltemal ombuig, jy verniel jouself. Jy verniel jouself, maar jy doen dit want daar's hierdie uitdaging, daar's hierdie uitdaging, daar's hierdie medalje. Daar's hierdie medalje. Dit vat my 'n jaar se voorbereiding. Nou in my voorbereiding, die dag as ek daai besluit maak, ek gaan die Comrades doen, wat gelukkig nog net 2 keer gebeur het en hoop nie gebeur weer nie. Want ek onthou, ek dink dit was die 24ste April, ek en Marika se huweliksherdenking toe ek vir haar die eerste keer gesê het, ek gaan volgende jaar die Comrades hardloop. Kyk sy my so. Nou my vrou weet as ek sulke goed kwytraak kan doen ek dit. Maar dit het 'n effek op haar. Dit het 'n effek op my familie. Dit het 'n effek op my besigheid. Dit het 'n effek op my liggaam. Dit het 'n effek op wat ek eet. Dit het 'n effek op alles in my lewe as ek besluit om hierdie wedloop voluit te hardloop. Jy kan nie ophou werk nie. Jy kan nie ophou kerk toe gaan omdat jy Comrades toe gaan nie. Nee, maar jy pas alles in jou lewe aan om die Comrades, die wedloop suksesvol te eindig. So Petrus vat ons terug en stop ons vandag om na ons GPS te gaan kyk. Wat het jy aanvanklik ingestel? Wat is nommer 1 prioriteit in jou bucket list? Waartoe is jy op pad? Wat dra die swaarste gewig in jou lewe? Waartoe het jy jou lewe ingestel? Is dit jou aftrede? Is dit jou onverganklike erfenis? Waar Petrus sê, omdat ons redding so groot is, moet ons lewens daar volg ons rig. Hy sê, omgord die lende van jou verstand.
Dit beteken wees geestelik gefokus, kry jou denke in orde en gereed. Berei jou verstand voor om nugter te wees en vasbeslote te leef. Laat niks jou aflei nie. Om die kommerits te doen is 'n besluit wat jy amper elke dag moet doen, want as dit winter is en is koud en jy moet 5 uur opstaan en daai koue gaan hardloop, dan moet jy weer besluit of jy kommerits wil doen. Jy moet dit elke dag besluit. Ek wil nie kommerits doen, ek het dit besluit en ek gaan dit doen, dan besluit jy dit elke dag. Want jy moet elke dag een dag rus. Yeshua sê, pick up your cross daily. Ek meen, as jy vandag besluit, jy gaan die kommerits hardloop volgende jaar, moet jy jou hele lewe aanpas, jou alles. Jy moet jou denke, jou fokus, alles orden. Jy moet sekere vitamines drink, jy moet gereed kry om elke dag te oefen. Jy moet mense kry wat jou inspireer. Want jy gaan baie kry wat sê, jy's nou, wat het jou nou besiel? Alles met die doel om die wenstreep by die kommerits oor te steek. En dan sê Petrus ook, wees nugter, wat beteken moenie geestelik laks of verslap wees nie, bly wakker, bly waaksaam, helder van verstand. Met ander woorde, leef met geestelike selfbeheersing en leef gedissiplineerd. En hoe belangrik is selfbeheersing en dissipline in jou voorbereiding vir 'n wedloop wat jy gaan doen nie? Ek meen, selfbeheersing hou jou gefokus op die doel. Sonder selfbeheersing raak jy maklik afgetrek of sidetrack dit. Net so in hierdie geestelike wedloop moet jy selfbeheersing toepas. Jy moet leer om nee te sê vir sonde. Jy moet leer om nee te sê vir luiheid. Jy moet leer om nee te sê vir die nayseiers, die mense wat jou moedeloos maak. Jy moet nee sê vir die korttermyn plesiertjies. Die laat aande saam met vriende kuier, want jy moet volgende oggend vroeg opstaan. Jy kry nie, net soos kommerits, net poef, daar is dit, nou kan jy kommerits gaan hardloop nie. Jy kry nie geestelike krag per ongeluk nie, dit kom deur konsekwente oefening, gebed, woordstudie, gehoorsaamheid aan Abba Vader. Soos wat 'n atleet elke dag oefen, so word ons geloof versterk deur volharding, Hebreërs 12 vers 11. En omdat Petrus sê, omdat ons redding so groot is, moet ons lewens daarvolgens rig. Hy sê om gord die lende van jou verstand. Net soos jy inskryf vir die kommerits in jou lewe aanpas om dit te doen, sê Petrus, hoor jy moet jou fokus instel op wat? Om Yeshua te ontmoet op die wolke. Is jou fokus nog Yeshua op die wolke? Is dit nommer 1 op jou bucketlist? Het jy besluit om hierdie geestelike wedloop te voltooi? Is jou fokus ingestel en jou lewe gereed om alles te doen elke dag om Yeshua op die wolke te ontmoet? Soos wat jou doelwit met kommerits is om hierdie wedloop te voltooi, is jou geestelike doelwit om Yeshua in die wolke te ontmoet, en daarom het ons nodig om ons lewens daarvolgens te leef. Alles aan te pas. Dis soos om jou GPS te stel, die bestemming, die eerste belangrikste bestemming, waantoe ek op pad is dit waantoe jou lewe gaan, is jou lewenstyl en fokus georden na die ontmoeting met Yeshua. Is jou lewenstyl, is alles gefokus en georden om Yeshua te ontmoet. As ons vir 'n oomblik net vandag gou kan stop en net gou kan seker maak, my en jou eindbestemming, dit wat vir my rarig die belangrikste in hierdie lewe is om Yeshua op die wolke te ontmoet. Want kom ek sê net gou vir jou, dit gaan terrible wees as jy dit mis, hoor. Kom ons wees eerlik met mekaar. Jy kan die woord gaan bestudeer, it ain't gonna be nice. 7 jaar verdrukking op aarde. Ek kan nie glo dat sekere mense sê dat Yeshua kom haal ons eers na die 7 jaar verdrukking nie. Want watter bruidegom sal dit aan sy bruid doen? Dan het jy nie 'n klou wat gebeur in die 7 jaar nie. As ons vir 'n oomblik net vandag gou gaan stop en net gou seker maak, my en jou eindbestemming is om Yeshua in die wolke te ontmoet.
Dis die graagste wat ek in die lewe wil bereik. Graagste. Om voor Yeshua te staan en te hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor min was jy getrou, maar oor baie sal ek jou aanstel, gaan in vreugde van jou Heer. As jou lewenstoekoms 'n GPS-stelling kon vat, waartoe stuur jou lewe? Want jy kan dit sien in die doen en late. Jou kinders kan dit sien, jou vrou kan dit sien, jou man kan dit sien. Waarop is jou toekoms gestel? Alles wat jy doen, elke besluit wat jy maak, elke reaksie op pyn of versoeking, stuur jou lewe nog steeds in daardie rigting wat jy aanvanklik op die GPS van jou lewe op jou hart geskryf het? Jy sê vir my dalk, ja, maar ek weet nou nie of ek my GPS ingestel het op Yeshua nie. Die dag toe Yeshua jou verlosser geword het en jy sê, Yeshua, ek glo U, ek gee myself vir U. Dis daai dag wat hy jou hart verander, jou GPS kom stel van hart van klip na hart van vlees. Maar op die pad, gaan begin ons hierdie woord te bestudeer en dit raak kopkennis. Maar dit raak nie 'n doen nie. Dit raak nie 'n doen nie. Ek bly nie by die oefenprogram nie. Alles wat jy doen, elke besluit wat jy maak, elke reaksie op pyn of versoeking, stuur jou lewe. Stuur jou lewe in daardie rigting. Ek wil tog by ons bestemming, ons wil tog by ons bestemming kom in die wedloop van die lewe, waar ons voor Yeshua staan, beskaamd, in nederigheid, met vrymoedigheid, en as 'n getroue diensknegt, is dit nie? Ek meen, net om voor Yeshua te staan op die wolke, ek het al hierdie prentjie gesien van hierdie wolke, die mooiste wolke. Ek meen, partykeer ry jy en dan sien jy die wolke, hoe die son in dit skyn, maar kan jy nie dink die dag as die bruid en die bruidegom ontmoet in die wolke, die mooi van hoe die son en die maan en alles sal skyn, maar buiten dit alles, kan jy dink daardie, jy weet, partykeer as jy daar buite staan, val by die see, en jy staan so in daai windjie waai so en jy kry so hoendervleis? Dit gebeur met my, maar dan dink ek net, ek staan so voor my koning, en dit is nog niks nie, dan staan ek en kyk vir hom. Hy wat vir my plek voorberei het. Hy wat sonder sonde is. Hy wat merke in sy hande het vir my. In sy voete. So wat Abba Vader vandag vir my en jou wil kom vra is, wat weeg die swaarste in jou lewe? Want daaraan gee die meeste aandag. Jou koninkryk of die koninkryk van lig? Vir wie werk jy die hardste? Vir die koninkryk van die wêreld of die koninkryk van lig? So kom ons stop 'n oomblik vandag, kyk na hierdie GPS van jou lewe. Kom ons trek ons denke reg. Kom ons wees waaksaam en fokus. Net ons kry ons fokus en ons hoop volkome op wat Abba Vader beloof het, want jou bestemming is ook heilig. En jou koning het plek gaan voorberei en hy wag en hy's gereed om te kom. Om Yeshua te ontmoet in die wolke met sy koms as hy sy bruid kom haal, is tog sekerlik sy bruid se grootste doelwit. Is dit nie? Ek is seker jy wil soos ek Yeshua ontmoet, onbeskaamd, voorbereid en getrou. Nie waar nie? Wel, Yeshua sê in Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Met ander woorde, hy wat hierdie instruksies hoor en doen. Hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Daarom wil ons leer, wat is die wil van die Vader? Want ons wil die eindbestemming, die wenpaal bereik. Ons wil tog nie, as ons by Yeshua ontmoet en sê, Here, Yeshua, ek het in die naam geprofeteer, en Yeshua, ja, ek het duiwels in die naam uitgedrywe, en ek het baie kragtig gedoen, om by Yeshua self te hoor, ek het jou nooit geken nie hoor, gaan weg van my, jy wat die ongeregtigheid werk.
Nee, dit is almal se langtermyn doelwit, ons eindbestemming om te hoor, mooi so goeie en getroue diensknegt. Dis tog waar elkeen van ons se skepe wil land, is dit nie? Hoe kom jy daar? En hoe seker is jy dat jou GPS vat jou na daai bestemming toe? Hoe seker is jy dat jou GPS vat jou na die bestemming toe, waar jy hoor, mooi so en getroue slaaf? Dis die ander woord vir diensknegt, het jy geweet? Hoe waarborg jy dat hierdie doelwit bereik sal word? Wel, dis presies wat Petrus ons leer in 1 Petrus 1 vers 13, omgord jou verstand. Nou in die ou dae het hulle tunieke gedra, dis soos 'n rok wat hulle gedra het. En hy het baie kledingstukke aangehad en hy het so losgehang. En as jy aan enige sportaksie deelgeneem het, enige wedloop of selfs in die oorlog, in 'n geveg, as enigiets in jou pad gekom het, het dit jou belemmer. So jy het al jou aandag daarop gerig, jy wou nie gehad het iets moet in jou pad wees nie. So jy het voor jy nog in die oorlog gaan, voor jy in 'n wedloop gaan, het jy alles vasgemaak. Enige iets wat in jou pad sou kom, of enige iets wat jou sal laat val, het jy net vasgemaak, en daarom het jy 'n tuniek vasgemaak. Die metafoor gebruik Petrus om vir ons te sê, al die lospunte van jou lewe, kom trek dit by mekaar sodat jy toegewyd met ernstige poging alles gee. Nee, ag, ek sal so dan en wan oefen en ek vat hierdie wedloop so, ag, nee man, ons vat hom so easy peasy. Nee, ons hardloop met toegewyd en ons vat dat ons met 'n ernstige poging alles gee. Dis om met ernstige betrokke te wees, want is 'n ernstige saak. Jy gaan besef, of die gaan besef, wat voor Yeshua verskyn, die bruid gaan besef hoe ernstig is dit, en al reeds, en die wat nie dink is so ernstig, hy gaan wel een of ander tyd besef hoe ernstig dit is. Dis genuine ernstig. Jy wil nie kommerens gaan hardloop en jy wil so graag 'n medalje hê en jy wil by die wenpaal kom, maar halfpad of sê 10 km van die einde af stop jy omdat jy alles in jou vermoë gegee het op die dag, maar jy besef jou voorbereiding was nie goed genoeg nie. Dis terrible. En net so sê Abba Vader vandag vir ons, trek al die lospunte van jou lewe in, berei jou gedagtes voor en hou op om jou gedagtes, jou doelwitte, jou besluite los te laat hang. Hou op om my prioriteit nommer 1 op jou bucket list daaronder te plaas. Trek alles styf. So styf as wat jy moontlik kan. Met ander woorde, sit jou alles in. Jy gaan deur die lewe as 'n volger van Yeshua. Jy gaan nie as op 'n ontspanningsmanier of 'n happy-go-lucky manier deur die lewe nie. As jy van plan is om die doelwit te bereik wat jy gestel het en wat op jou hart gesit het, en die belofte wat jy gemaak het aan Yeshua dat jy gee, I give you my all, dan is dit om Yeshua welgevallig te wees wanneer jy hom van aangesig tot aangesig te ontmoet, want sy oë is op jou. Presies sê Petrus sê, wees helder van denke, wees nugter, wees ernstig. En dis hoekom ons net so 'n bietjie moet pause vandag en net so 'n bietjie sê, is ek en jy nog ernstig oor hierdie wedloop? Is ons genuine ernstig om Yeshua te ontmoet? Ek meen, jy wil tog nie eendag voor Yeshua staan en spyt wees en met verskonings voor hom staan en verduidelik hoekom jy nie alles in jou lewe gegee het nie. Wat gaan dit geld? Yeshua weet jy het kinders. Yeshua weet jy te werk. Hy weet waar jy is. Hy was self mens. Hy weet dit. Hy weet van jou gesondheid, hy weet van alles. Maar om daar te staan met verskonings, hy weet. Daar was geen verskonings toe hy vir jou die prys betaal het nie. Hy het sy alles gegee. Is ek en jy nog so ernstig oor ons koning? Daarom verg hierdie wedloop geestelike selfdissipline.
Jy sien, geestelike selfdissipline is om alles wat jou breek, alles wat jou rem, of alles wat jou vertraag, of jou geloopspad uit die pad uit te ruim. En partykeer as dit mense is, dan is dit, hulle hou nie baie daarvan nie. So wat beteken dit prakties? Geestelike selfdissipline is om nee te sê vir sonde wat jou vasvang. Hebreërs 12 vers 1. Om weg te draai van mense, gewoontes, gedagtes en dinge wat jou geloofswedloop belemmer. Jy draai weg van mense, gewoontes en gedagtes. Jy spandeer jou tyd, jou gedagtes en jou hart doelbewus en jy rig dit op Yeshua. Om van Abba Vader te vra om te snoei wat nie vrug dra nie. En om te volhard, al voel jy moeg, verward, siek of alleen. En dis hoekom Hebreërs 12 vers 1 tot 2 sê, laat ons elke las afgooi. Laat ons dit afgooi. Die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons met volharding hierdie wedloop hardloop wat voor ons lê terwyl ons oë gefestig hou op Yeshua. Paulus leer ons ook en sê in 1 Korintiërs 9 vers 27, maar ek kastei my liggaam. Ek kastei my liggaam en bring dit in onderdanigheid, sodat ek nie, nadat ek aan ander gepreek het, self verwerp sal word nie. So wat het ek en jy nodig om vandag uit die pad uit te vat? Wat van, kom ons praat 'n bietjie daaroor, wat van negatiewe selfspraak? Hoeveel keer doen ons dit? Ag, jy's 'n idioot. Jy praat so met iemand wat heilig is, wat sy lewe vir Yeshua gegee het. Hierdie negatiewe selfspraak. Party mense wil jy amper nie meer groet nie, want al wat jy hoor is 'n halfuur se kla. Hierdie negatiewe selfspraak, jy kan dit sien van 'n myl af aankom. Kan ek jou vra as jy so 'n persoon? As jy wonder, vra jou familie, hulle sal vir jou sê. Hierdie negatiewe selfspraak of vrees, want jy is bang vir alles. Dis hierdie goed wat jou identiteit in Yeshua steel. Jou verslawende gewoontes. Of afleiers wat jou tyd en fokus steel. Soos TV, Instagram, Facebook, stokperdjies. Kies vandag om alles slegte. Maak vandag die besluit. Sê Yeshua, dis hoekom ek nou gesê het, ons sê, I give you my all, weet ons wat ons sê, want as Yeshua alles in jou lewe raak, dan raak dit belangriker as die TV-seepie waarna jy kyk, of die Telegram wat jy nie kan ophou blaai nie, want jy blaai meer deur Telegram of Instagram of Facebook as wat jy deur die woord blaai. Jy kan maar kyk op jou foon, hy hou vir jou rekord ook hoeveel keer jy na hom kyk. Wat sou die woord gesê het as jou woord dit gedoen het? Maar weet jy wat, Abba weet. Abba weet. Hoeveel tyd het jy in hierdie week in hierdie woord spandeer? Rarig. Nie net sommer net aangesit om maar te luister terwyl jy iets doen nie. Nee, Abba, ek wil hoor wat U vir my wil sê. Ek wil hoor wat U vir my wil sê. Weet wat is die probleem? Ons het so begin na mense toe draai, om mense te hoor wat mense sê, dat ons eers meer na Abba toe draai en vir hom vra. Wat sê U, Abba? Wat sê U? Leer my. Abba, ek het hierdie vraag en hierdie vraag en hierdie vraag, leer my. Onvergewenste gesindheid of bitterheid wat jou hart verstik, is goeters wat jou rem op hierdie wedloop. Wat 'n bitterheid het in jou hart? Wat 'n onvergewensgesindheid? Geestelike luiheid is hierdie uitstel om te bid. Besig met 'n studie. Ons sal dit in die week of so gaan ons daarna kyk, maar wat sê die woord van lê en bid? Het jy al geweet dat daar staan iets in die woord oor lê en bid? Ek het nie geweet nie. Maar Abba weet alles. Uitstel om te bid. Uitstel om Bybel te lees, uitstel om gehoorsaam te wees. Hoor gou, geestelike selfdissipline is nie straf nie. Dis voorbereiding vir ontmoeting.
Geestelike selfdissipline is nie 'n straf nie. Dis voorbereiding. Dis hoe jy jou hart, jou denke en jou lewe in lyn kry om vrug te dra, vele vrug te dra wat hom wat hom eer gee. Geestelike selfdissipline is krities. Om die lospunte van jou lewe in te trek, seker te maak dat wat jy aandink dat dit goed en heilig en regverdig en waar is. Dis wat Filippense sê, Filippense 4 vers 8. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. So, Abba Vader, leer my 3 sleutels om vanoggend met julle te deel, om jou denke reg te trek, om die toemik vas te trek, om die wedloop voluit te hardloop, dat daar niks is wat jou pla nie. 3 sleutels. Nommer 1, onthou en bedink heeltyd, wie besit jou? Onthou daagliks, in jou reis, in jou loop, in jou sit, in jou staan, wie besit jou? Wie besit jou? Is dit jou keuses wat tel? As ek die lospunte van my lewe wil intrek, moet ek eerstens onthou wie besit my. In Handelinge 20 vers 28 staan, gee dan ag op julleself, op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners opgestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Yeshua het ons, die kerk, met sy eie bloed duur gekoop. Dit staan in 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie? Want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en julle gees wat aan God behoort. Dan in 1 Petrus 1 vers 14 tot 19, hierdie selfde gedeelte van hierdie week se parasha, hoor hierso staan daar, soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat jou geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is nie, uit edele lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Yeshua, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Ja, hier's baie hier binne. Ons het ongelukkig nie tyd om want hier's so baie dinge. Maar onthou aan wie jy behoort. Onthou aan wie jy behoort. Want jy moet rekenskap gee. Jy het hierdie is Abba se tempel, en wat jy met hom doen en wat se besluit jy maak en wat jy in hom sit en hoe jy hom hanteer en voor wie jy buig en al daai goeters, jy gaan rekenskap moet gee. Jy's duur gekoop. Het jy geweet die woord praat van om 'n slaaf van Yeshua te wees? Die Griekse woord word dikwels vertaal as diensknegt. Die Griekse woord is doulos. En dis iemand wat heeltemal aan 'n meester behoort. 'n Slaaf behoort aan 'n meester. Sonder eie regte. In die Bybelse konteks beteken dit egter nie onderdrukking nie. Dis nie wat dit beteken nie. Maar vrywillige oorgawe aan 'n goeie, liefdevolle meester, koning Yeshua. Dis wat ek doen. Ek gee myself totaal al oor aan U. Kan 'n slaaf doen net wat hy wil? Nee. Yeshua het ons met sy bloed gekoop, 1 Petrus 1 vers 18 tot 19. Om 'n slaaf van Yeshua te wees beteken jy leef vir sy goedkeuring, nie meer vir mense se nie. Galasiërs 1 vers 10. Beide Jakobus en Paulus begin hulle briewe met 'n diensknegt, doulos, slaaf van God, van Yeshua Messie. Hulle sê, ek is 'n slaaf. Hulle partykeer, ek is nog nie 'n slaaf nie. Hierdie ouens wat disippels is van Yeshua, sê,
Dis wie ek is. Ek is 'n slaaf. Ek is 'n slaaf van Yeshua. Ek is 'n slaaf van die koning van die heelal. Ek is 'n slaaf van my meester uit sy lewe vir my gegee. Ek gee myne vir hom. Jy sien die vroeë volgers van die weg het dit as eer gesien om hulle self as slawe van Yeshua te noem. Dis nie 'n lasstatus nie. Dis 'n teken van liefdevolle oorgawe en diensbaarheid. Yeshua self sê in Johannes 8 vers 34 tot 36: Voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen 'n diensknegt slaaf van sonde is. En die diensknegt bly nie altyd in die huis nie, die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry. Wat beteken dit vandag vir ons? Dit beteken ek leef nie meer vir myself nie, maar vir Yeshua. In Galasiërs 2 vers 20 sê Paulus: Ek is met Yeshua gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Yeshua leef in my. En wat ek nou in die vlees leef ek deur die vlees in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Met ander woorde, jou tyd, jou talente, jou geld, jou woorde, jou dade behoort aan hom. Jy kan nie meer ons eie wil volg nie. Jy volg nie meer jou eie wil nie, maar sy wil omdat jy hom lief het. Hy het ontsag nie omdat ek bang is hy slaan my met 'n sweep of so, nie glad nie. Hy gee vir my en jou die keuse. Jy vind jou ware identiteit en vryheid in totale oorgawe, want jy is duur gekoop. Jy is in besit, jy word besit. Ons is nie ons eie nie. Ek kan nie 2 meesters dien nie, net een. Want 2 meesters vir 'n slaaf sou onmoontlik wees. As 'n slaaf sou onmoontlik wees. En ons word geroep om alles te gehoorsaam wat ons meester vir ons sê, maar nie net te gehoorsaam en dit as kopkennis te hê nie, maar oor te gaan en dit te doen, dit te leef. Dit te leef. Maar dit is 'n premium soort slawery. Daar's 'n premium aan. Want ons meester maak, ons bly nie net slawe nie, hy maak ons seuns, hy maak ons mede-erfgename en seën ons met alle geestelike seëninge en hemelse seëninge in Yeshua en sal ons eendag toelaat om alles wat syne is in die heerlikheid van die hemel te deel. Maar hy besit ons want ons is losgekoop. En hy het ons slawe, hy het ons van die slawemark, daar waar ons vasgebind was met rym gekoop. Hy het ons uit veroordeling gekoop. Hy het ons straf, hy het ons straf vir sonde het hy betaal. So Abba Vader, leer my 3 sleutels om my denke reg te trek, om my toemik styf vas te trek. Nommer 1, ek behoort aan hom. Dit moet in ons gedagtes wees, is dit 'n moeilike keuse hierdie? Abba, ek behoort aan U. As U nie wil hê ek moet hierdie doen nie, dan doen ek dit nie. Abba, ek behoort aan U. Nommer 2, onthou ek is verlos. En toe ek verlos is, het ek 'n wel gemaak. Ek het in verbond ingegaan. Met ander die oomblik toe ek gered is, het ek gesê, Yeshua, U is nou die koning van my hart. U is nou my bruidegom. Kan jy onthou toe jy 'n gelowige geword het? Jy het 'n gelofte afgelê. Jy het gesê, ek gaan dood aan myself en gee myself vir U. En jy het dit voor getuienis gaan sê. Met ander woorde, ek erken dat ek 'n slaaf is en U is die meester van my lewe. Ek gee U my lewe. Het jy geweet die intreedaad van verlossing is 'n daad van gehoorsaamheid? Die intreedaad van verlossing is 'n daad van gehoorsaamheid, want die evangelie is 'n opdrag, bekeer julle en glo. Dis 'n opdrag en jy die opdrag gehoorsaam. Die eerste daad van gehoorsaamheid was om die oproep te gehoorsaam om in Yeshua te glo en jou sondes te bekeer. Ek en jy is gered om Yeshua te gehoorsaam. Om Yeshua te aanvaar en 'n volger van hom te word, is nie selektief nie. In die sin dat jy dinge uitkies wat jy wil gehoorsaam en dinge ignoreer wat jy nie wil gehoorsaam nie. Nee. 'n Slaaf word nêrens aangestel, jy kan hierdie doen wat jy wil en jy hoef nie hierdie te doen wat jy nie wil nie.
Nee, toe jy jou lewe vir Yeshua gegee het, het jy desperaat na hom toe gekom en jy het hom gesê, Yeshua, verlos my asseblief, ek aanvaar U, verlos my van die loon van sonde, die dood, die hel, ek onderwerp my aan U, ek verloon myself, ek neem my kruis op en ek volg U, U is my koning, ek is U slaaf, U doilos, U diensknegt, ek onderwerp my aan U. Dis wat gebeur by redding. En wanneer ons as gelowiges gered word, dan kom ons in verbond met Yeshua, want ek sê, ek gee myself vir hom. Jy aanvaar die prys wat hy betaal het, die verloving by enige Hebreë huwelik, is jy aanvaar die prys wat hy betaal het met sy bloed. Jy aanvaar sy huwelikskontrak. Niks bygevoeg, niks weggevat nie. Jy aanvaar sy huwelikskontrak soos hy hom vir jou gee, sy woord. Jy drink sy bloed. Jy drink die beker. Jy drink die beker. Wat sê, as jy daai beker drink, sê, ek aanvaar die huwelikskontrak, ek aanvaar die prys, en ek aanvaar U, ek wil U bruid wees. Dis hoekom jy die beker drink. En daarom vergeet jy nie jou belofte, jou verbond, wat jy gesluit het nie, jy vergeet nie. Jy vergeet nie die belofte wat jy aan hom gemaak het. Dat jy jouself gegee het, en as jy vir Abba Vader iets gegee het, ons weet in Handelinge 4, dis ook 'n gedeelte in hierdie week se gedeelte, wat ons saam bestudeer, einde Handelinge 4, Handelinge 5, het Ananias en Safira, het hulle 'n eiendom gegee vir Abba Vader. En toe gaan verkoop hulle die eiendom. En toe vat hulle die geld. En hulle hou 'n sekere gedeelte terug en 'n ander gedeelte gee vir Petrus hulle. Wat is so verkeerd daaraan? Wat verkeerd is daaraan? Die oomblik as jy vir Abba iets gee, is dit syne. Is heilig. Nou kan jy nie meer doen met dit wat jy wil nie. Nou kan jy nie meer het gedeelte van daai eiendom aan 'n syne. Dan steel jy by hom. Wat van my en jou liggame? Abba Vader, ek gee myself vir U, Yeshua, ek gee myself, kom leef in my, maar Vrydag aand gaan ek nou net so 'n paar lekker wyne drink saam met die mense, Yeshua bly U by die huis, dan gaan ek nou so 'n paar vuil grappe vertel, ek gaan net bietjie lekker in die lewe, want ek het net, nee, jy behoort nie in jouself nie. Dit het nie goed uitgedraai van Ananias en Safira nie. So Abba Vader, leer my 3 sleutels om my denke te trek, om my denke reg te trek soos die toemik, om dit vas te trek. En nommer 1 is, jy is gekoop, jy moet weet aan wie jy behoort. Nommer 2, jy is verlos en jy het verbond gesluit met jou mond erken, voor 'n getuienis, dat jy aanvaar Yeshua. En nommer 3, jy moet erken, dat sonde 'n ernstige skending van Yeshua se naam is. In 1 Petrus 1 vers 14 tot 16, die gedeelte wat ons saam bestudeer, soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat jou geroep het wat heilig is. In jou hele lewe moet jy heilig wees soos wat ek heilig is. Met ander woorde, Abba Vader sê, as julle sê julle behoort aan my, sê julle is myne. As julle sê ek is julle Vader, ek is julle God, as julle sê dat julle my wil eer en my aanbid en prys en aanbid en verhef, dan moet julle heiligheid nastreef. Heiligheid is afgesonder van sonde. Want sien, wanneer ons sondig ons teen Abba Vader. Omdat in Psalm 51 praat Dawid sy hart uit voor Abba, hy sit met 'n gebroke hart voor Abba Vader, en hy sê vir Abba Vader, Vader, vergewe my sonde, wat ek gedoen het met Betseba en met haar man, dat ek hom laat doodmaak het. En dan sê hy, teen U, Jotewawai, U alleen het ek gesondig. Jy sondig, as jy sonde doen jy teen Abba Vader. Jy sien, wanneer jy sondig, dink jy, ag, sommige mense sien dit nou nie raak. Nee. As jy na iets kyk en jy begeer dit, wat sê Yeshua, as jy na 'n vrou kyk en jy begeer haar, dan het jy klaar egbreek gepleeg. Gister saam met Rudy gesels, die Ou Testament gee vir ons sekere instruksies, die Torah, die Tanakh gee vir ons sekere instruksies, maar jy geweet dat die nuwe verbond, die hernuide verbond, meer instruksies gee as die. Want Yeshua het ons kom leer, hy het kom vervul. Ons sê, hoor jy, dis nie net egbreek wanneer jy vrou met jou vrou sê, maar wanneer jy na iemand kyk en jy begeer dit, dan het jy klaar egbreek gepleeg.
Dis hoekom Job 'n covenant met sy oë gesluit het. Dit waarna hy kyk, en vandag se wêreld kry jy dit op jou foon, sommer net so. Jy kry dit sommer so in advertensies, as jy Facebook of, ja goed, delete van my foon, want die vyand het net maar sy manier, want kyk jy, hoe gelukkig is ander mense, en jy kyk, al hierdie dinge, sluit 'n covenant met jou oog. As jy begeer om soos ander te wees, om te begeer wat hulle ook al het, besigheid of wat dit ook al is, sluit 'n covenant met jou oog. As jou oog jou pla, haal hom uit. Dis beter sonder 'n oog op aarde as in die hel as in die hemel sonder 'n oog. Jy sien, wanneer jy sondig, sien mense dit nie raak nie, maar wanneer jy sondig jy teenoor Abba Vader. Hoor gou wat sê Paulus in 1 Korintiërs 6. Hierdie het vir my nogal getref. Hoor wat sê Paulus in 1 Korintiërs 6 vers 15 tot 17. Weet julle nie dat julle liggame lede van Yeshua is nie? Sal ek dan die lede van Yeshua neem en dit lede van 'n hoer maak? Sal ek dan die lede van die liggaam van Yeshua vir prostitusie, vir 'n hoer gee? Nee, stellig nie. Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie? Want die twee sê hy sal een vlees word. Maar wie Yeshua aanhang is een gees met hom. So ons moet verstaan dat ons liggame nie meer ons eie is nie. Ons is die tempels van die Heilige Gees. En dat ons met ons liggame doen direk verband hou met Yeshua. Want dit behoort aan hom. Wanneer jy tot geloof kom, word jy met Yeshua verenig. Liggaamlik, geestelik, heeltemal. Jy's nie meer jy nie. Jy is deel van hom. En hoor gou, hier kan die maats hulle ore toedruk dalk, maar omdat seks eenheid skep, volgens Genesis 2 vers 24, is dit iets heiligs. Dis dalk die gedeelte wat hulle gaan onthou, maar nie. Omdat seks eenheid skep, volgens Genesis 2 vers 24, is dit iets heiligs, en dis verwoestend as dit misbruik word buite die verbond van die huwelik. So wat Petrus sê is, om sonde te pleeg met jou liggaam, is om Yeshua daarin te betrek. Dis nie van, Yeshua, bly jy nou buite die kamer, of bly jy daar buite, jy betrek Yeshua in dit. Jy sluit jouself by 'n prostituut aan, dan sluit jy Yeshua by daai prostituut aan. Dis wat Paulus sê. En dis hierdie skokkende waarheid wat Paulus gebruik, om ons as gelowiges wakker te laat skrik. As jy aan Yeshua behoort, dan gaan hy saam met my oral, want ek is net die tempel, hy lewe binne in my. Selfs in sonde. As ek sonde doen, dan trek ek hom saam met dit. En daarom moet ons heiligheid ernstig opneem. Ons moet besef dat ons geloof nie net 'n kopsaak is nie. Dis 'n lewenstyl, dis 'n liggaamlike getuienis. My en jou liggaam is die tempel, die tabernakel van Abba Vader, en dis die woonplek van God. Wat jy met jou liggaam doen, wat jy uit hierdie liggaam praat, gee eer aan Yeshua. Of verontheilig sy naam. So Abba Vader leer ons 3 sleutels om ons denke reg te trek. Vandag, jy's gekoop, jy behoort aan hom. Jy's verlos en jy het 'n belofte gemaak, jy het 'n wel gemaak, jy het gesê, jy gee jou alles vir hom. Jy's in covenant met hom. En erken dat elke sondige 'n ernstige skending van sy naam is. En een laaste gedagte, kweek geestelike gewoontes. Kweek geestelike versterkende gewoontes. As jy besluit om die kommernis te doen, dan praat jy met mense wat saam met jou hardloop. Jy praat met mense wat jou bemoedig. Jy kry jou dieet reg. Jy doen sekere goeders, jy kry die regte tekkies. Jy spandeer daagliks tyd in die woord, jy in die wedloop van Yeshua. Jy bestudeer sy woord dag en nag. As jy vir Yeshua wil ontmoet, dan wil jy hom ken. Jy wil hom ken. Hy is die woord. Jy spandeer tyd in gebed. Jy spandeer tyd in aanbidding. So kan ek jou vra,
Sukkel jy met selfdissipline? Want dit is wat jou keer. Dit is wat jou keer om hierdie wedloop die voluit te hardloop nie. Sukkel jy met selfdissipline? Abba Vader het vir my 8 kortliks 8 dinge gegee wat jy kan neerskryf. En ons het Woensdag met die Mitra stukkie eerste een genoem, write the vision on the wall. Ek het myself vir Yeshua gegee, ek behoort nie meer myself nie. En ek kan nie wag om hom te ontmoet op die wolke nie. Ek kan nie wag om vir ewig saam met hom te wees nie. Daarom lewe ek nie vir myself nie op aarde nie, ek lewe vir hom. So show me today. Wys my vandag, hoe kan ek my liefde betoon vir my naaste? Want as ek my liefde betoon vir my naaste, dan toon ek my liefde vir Yeshua. Skryf die visie op jou muur. Maak jou dagboek. Kry vir jou 'n skedule. Het sy in jou gedagtes of op papier of iewers op die yskas. En leer om by die skedule te hou. Dit gaan oor 'n groot verskil maak in hoe effektief en impakvol jou lewe in die toekoms is. Bly, maak tye, boek tye uit, wat hierdie is, my Abba se tyd, want as jy nie beplan nie. Nommer 3, maak jou omgewing skoon. Kry die nyseiers uit jou teenwoordigheid uit. Maak jou omgewing skoon, dis 'n goeie plek om jou vermoë te toets, om los dinge bymekaar te trek. Nommer 4, speen jouself daarvan om altyd vermaak te wil word. Ons wil so graag lewe om vermaak te word. Ek verdien net 'n bietjie. Speen jouself daarvan om altyd vermaak te wil word. Om nog 'n manier om dit te sê, hou op, blaai deur Instagram. Maar dit kan jou so maklik verlei. Dit steel jou tyd. Bespandeer eerder jou tyd saam met Koning Yeshua. 5. Aanvaar teregwysing en omarm dit. 6. Voltooi wat jy begin het. Don't be a quitter. Don't be a quitter. Nommer 7. Doen vrywilligheidswerk wanneer iemand dit nodig het. Pas dit in jou dagboek in. Dra die vrugte van jou bekering. As jy wil weet wat is daardie vrugte, luister Woensdag se evangeliediens. Leer, nommer 8, leer om moeilike keuses op beginsels te maak. Nie jou emosies of eksterne druk nie. So ek wil jou aanmoedig. Doen ook al wat gedoen moet word om by die bestemming uit te kom. Wat jy in die begin vasgestel het, deur sy genade en deur die middele van sy genade wat hy in jou lewe toepas. Word deel van die liggaam van Yeshua, die gebedshuis van Abba Vader, want dit is die energite. Dit is die energiebaars terwyl jy oefen. Meng jou met mense wat dieselfde doelwit het as jy. Jy's nie hier. Jy's nie hier op hierdie wedloop per toeval nie. Abba Vader het jou geroep. Abba Vader het jou gevorm as 'n heilige priesterdom. Abba Vader het jou voorberei en hy het jou bemagtig. Jy's nie toevallig hier nie. Abba Vader weet jy kan hierdie wedloop hardloop en jy kan dit, hy het vir jou genoeg, sy genade is groot genoeg. Elke tree wat jy gee met 'n doel. Nie agteraanvaarding by mense nie, maar vorentoe na beloning om by Yeshua uit te kom. Hou jou oë gefestig op Yeshua. Wees heilig, al is dit hoe moeilik. Wees gehoorsaam, al verstaan jy nie altyd alles nie. Wees gefokus, want die eindstreep is nie ver nie. Hardloop met vasberadenheid, eindig met eer. Want aan die einde
wag die stem van die meester. Wat sê, wag dan. Goeie en getroue diensdag. Moenie te opgee nie. Jy's geskep vir hierdie wedloop. Jy's gemaak, jy het dit in jou. En in Yeshua is jy reeds 'n oorwinnaar. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie Vader vir u liefde, dankie vir u goedheid Vader. Ja Vader, ons wil ons fokus net rig op u. Op my bucket list, op dit wat vir my die belangrikste in my lewe is dit om voor u te staan. En my hart skree uit om te hoor. My faithful steward. Dankie vir u goedheid, dankie vir u liefde. Vader, ek bid vandag vir nuwe krag, soos die van 'n arend. Ja Vader, ek bid dat u hier asem oor elkeen sal blaas. En ek kom sit vandag my boetie en my sussie en elke kind hier so se hand. Kom sit ek in u hand. Vader, ek bid dat u net vandag weer in daardie ontzag voor u sal besef en sal weet dat Vader, u is nie ver nie, u oë is op ons. U oë is op ons. En soos Johannes die doper gekom het om te sê, maar Yeshua, die een is op pad, die Messias is op pad, so weet ek, Yeshua, u is op pad. En daarom moet ons voorbereid wees, nie net die kennis hê nie, maar oorgaan in aksie, disippels wees, disippels maak, hulle doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hoe gaan jy dit doen as jy nog vas is in godsdiens en jy dink kinderdoop doen die ding? Nou moet jy kinders doop. Maar daar is 'n opdrag wat Yeshua vir jou gee. Gaan maak disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou. Vader, ons wil die opdrag koning Yeshua wil ons ernstig opneem. Ons wil die wedloop hardloop met passie, met siel vir u. Dankie. Dankie dat u vandag hier kom en u kom korrigeer hierdie GPS in elkeen van ons lewe. En daarom wil ek vra dat u net vandag vir 'n oomblik waar ons in stilte is en hulle net iets gaan speel, dat u net u pottebakkerhande so op ons harte sal kom sit. So op ons harte sal kom sit en dat u dit sal instel en dat ons koers sal bly, fokus sal bly op Yeshua, om hom te ontmoet daar op die wolke. Kan Yeshua vandag, kan hy jou besige skedule onderbreek, en net vir jou oomblik roep tot stilte hierso, stop het gegaan langs die pad, ek weet jou gedagtes is gejaag om nou by 'n plek uit te kom, jy het nou hierdie roef is al oor sy tyd gepreek, en ek weet jy's gejaag, kan nie wag om op hy stoel uit op te staan nie, maar kan ek jou gou vra, net vir 'n oomblik, net 'n oomblik, sê Yeshua, hierso is ek vandag, ek gee my alles, kom stel my GPS net weer, dat u die belangrikste in my lewe in my dagboek is, elke dag, want my grootste doelwit, is om voor u te staan en om te hoor, my faithful steward, want ek wil die bruid wees wat vlekkeloos is, ek wil die bruid wees wat vlekkeloos is. Kan jy toelaat, kan jy voor die koning staan, kan jy voor hom kniel en sê, hier is my hart. You can have it all, Lord. Every part of my world. Take this life and breathe on this heart that is now yours. You can have it all, Lord. Every part of my world.
this heart that is now yours. Oh, the joy I found, surrendering my crowns at the feet of a king who surrendered everything, and all the peace that comes when I'm broken and undone by your unfailing grace. I can lift my voice and say, you can have it all, Lord. Every part of my world. Take this life and breathe on. This heart is now yours. You can have it all, Lord. Every part of my world. Take this life and breathe on. This heart is now yours. And there is no greater call. There is no greater call than giving you my all. I lay it all down. I lay it all down. There is no greater love, no higher name above. I lay it all down. I lay it all down. There is no greater call than giving you. Ja, Vader, daar is geen groter liefde as die liefde wat U vir ons het. Dankie dat U ons so lief het, dat U U enige gebore seun gestuur het. Dankie Koning Yeshua. Dankie dat U vir ons, dat U ons so lief het. Ons eer U daarvoor. Dat U alles gegee het. Dat ek nommer 1 in U prioriteitslys was, dat U U koninkryk verlaat het. Vir my, vir my boetie, my sis, elke een van ons. U het aan elkeen van ons gedink en gesê, maar ek sal daai koninkryk verlaat en ek sal kom leef. Ek sal sonde, ek sal my kind se sonde op my neem. Ek sal my bruid se sonde op my neem. Uit liefde uit het U reageer en daarom wil ek uit liefde uit U slaaf wees. Ek gee myself, ek roem daarop, ek is U slaaf. En Vader, vergewe ons. Daar waar ons U verkeerd represent, daar waar ons U verkeerlik, was ons skoon, leer ons om te volhard in die wedloop. Dankie vir U goedheid. Dankie vir U eer, Vader. Vader, ek bid U seën. Ek bid U seën vandag oor elkeen van U kinders. Heilig is U, Abba, en ons wil heilig wees soos wat U heilig is. Ons wil afgesonder wees van sonde. Help ons asseblief, Vader. Vader, sê ons met hierdie seën oor mekaar uitspreek. In Numeri 6. Varecha Adonai vishmarecha. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka.
Yisa Adonai panavilecha, v'yasemlecha shalom. Abba Vader sê hy sal jou seën en hy sal jou behoed. Abba Vader sê hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadig wees. En Abba Vader sê hy sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou shalom vrede gee. Ontvang dit. Ontvang dit in Yeshua se naam. Ons eer U Abba, ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die seun van Jotevaweh. Amen. 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 Baie dankie. Shabbat Shalom. Mag julle 'n geseënde dag hê, maat.